Dis tyd vir Tuin tot Tafel met Tash. Elke dinsdag net na 11:30 gaan jy leer hoe om uit die grond uit te kan eet. Gesond, is baie goedkoper want jy betaal nie ten duurste vir al jou vrugte en groente op die mark nie. En jy weet waar dit vandaan kom. So hier is ons Tash. Goeiemôre en baie welkom weer. Baie dankie. Okay, so ek het min geduld, nee, en as dit nou van my afgehang het, dan het ek nou al 2 weke terug begin die goed in die grond net sit. Nee. Ek sou nie gekyk het waar is die son nie, ek sou nie gekyk het die water nie. Ek hoop jy het dit hierdie week gedoen. Ek het dit gaan doen en my tuin kry baie min son aan die agterkant. So ek weet ek sal iets voor moet doen. Okay. So sien ek was slim, ek het opgelet. En ek het klosbekbome in die tuin. So my heining is op. So grond, hoe belangrik is grond wanneer jy gaan begin groente plant? Okay, vir jou om 'n suksesvolle groentetuin te hê, begin dit alles by grond. En ek sê altyd, dink aan grond soos jou immuunstelsel. As jou immuunstelsel sterk is, gaan jy nie regtig siek word nie. En as jy siek word, dan hou dit nie so lank aan nie. En dit is dieselfde met grond. As jou grond gesond en sterk is, gaan jy 'n baie suksesvolle groentetuin hê. Nou ek vra almal vra my altyd, Matash, hoe kry mens 'n gesonde grond? Ja, jy kan nie vir my kalsievitaatjie daar in die grond indruk nie. Wat maak jy nou? Dit is nie so maklik nie. Ek wil een reël met julle vandag deel, en wat ek wil hê julle moet van vandag af ophou doen. Hou op om jou grond te spit. Hou op my vurk in te sit en na grond te draai. Want dis ons geleer is van kleins af. Ja, kan jy saterdag onthou? Saterdag van die tuinvurk. Maar ek weet is baie teenstrydig met wat ons geleer het, maar dis hoe dit werk. Jy het jou grond, en onder jou grond is 'n hele lewendige stad, vol mikroorganismes en wurmtonnels. Elke keer as jy nou 'n vurk bring, jy druk die vurk in en jy draai die grond, wat doen jy? Dit is 'n aardbewing wat in daai ondergrondse stad gebeur. Jy versteur alles. Daai hele ekologie is versteur. Vandat ons nie meer spit in ons tuin, het ons regtig waar 'n baie groot verandering gesien. En ook julle, ek is 'n baie lui tuinier. Ek in bossies. Ek hou nie van dit. So, hou nie van uittrek ook nie. Ek kan nie. So wat nou? Elke keer, daar's 'n onkruid, hy skiet saad. Die wind vat die saad en hy gaan lê die saad iewers neer. Jy gooi kompos, daai saadjie is dormant, niks gebeur met hom nie. Jy kom op 'n Saterdagmiddag met jou vurk, al daai saad bring jy boontoe. Jy gee vir daai saad lig en water. Ja, jy is die rede, julle is die rede dat jy baie bossies het om uit te trek. Dit maak sin. So as jy ophou spit, gaan jou tuin baie meer gesond wees. Ook ietsie wat ons nogals baie in die tuin doen, daar's 2 plante wat ons baie lief is om voor te plant. Dis comfrey en yarrow. Nou hierdie 2 plante noem jy miners. So hulle gaan diep in die grond in, hulle gaan haal al die nutriënte wat in die grond is, haal hulle uit, en hulle stoor dit in hulle blare. Nou wat ons dan doen is, ons sny die blare af, ons sit dit in 'n lekker, sê 20 liter emmer water, en ons laat dit staan vir so 6 weke. Julle, dit gaan stink. Dit gaan verskriklik stink, maar hoe meer dit stink, hoe beter is dit. Okay. Dan vat ons dit, en ons vat 1 liter van hierdie tee, met 10 liter water, en ons voer ons grond. Want ons wil heeltyd grond bou. Gesonde grond is belangrik. So die tuin drink tee. Die tuin drink tee. Jy kan ons dit met jou koekie. As jy tuin tee drink. En dan, ietsie wat regtig baie maklik is om jou tuin te voed. En is ietsie wat jy die kinders ook kan leer om te doen. Ons almal het aardappelskille en piesangstronke aan die einde van die dag. Appels, pere, al daai dinge. Ons het 'n bak op die kas en die kinders weet, niks mag in die astronk gaan nie. Aan die einde van die dag vat Michael hier die bakkie en hy gaan maak 'n sloot en hy gaan begrawe dit in die tuin. In jou beddings, onder ons vrugtebome, hy begrawe dit net daar vir my. Enige plek. Ek sê nog altyd, dit is nogals beter om dit in jou perennial, daai plante wat jaar vir jaar groei, om dit daar te plant, maar jy kan dit in jou groentetuin ook doen. En jy maak dit toe. Wat gebeur is, dit breek af. Dis nie baie op mekaar dat dit vrot nie. Dis net vanaand of vandagsin. So dit breek af en dit voer jou grond. Lok dit nie muise en rotte en goeters nie? Nee. In alle jare het ek nog nooit 'n rot gesien wat daar gaan grawe en sy aandete gaan uithaal nie. Nog nooit nie. So dit in my opinie bring dit glad nie rotte of muise of enigiets van dit nie. So dit is jou hoofplan wat jy moet hê in jou tuin. Jy moet grond bou. Jy moet alles wat jy kan doen om jou grond gesond te kry, dat wanneer ons volgende week gaan begin plant en begin kyk wat ons gaan plant volgende week, dat jy weet jou grond is gesond en het hierdie nutriënte, sodat jy 'n goeie oes kan kry op die einde van die dag.
Ek sien uit hierna, hoor jy, ek dink ek gaan nou begin groente kweek, dat dit skrik vir niks, Kyk. want ek het nou al alles gekyk, ek het my lig gekyk, my son, my water, my windspoed het ek gekyk, en my grond is gesond, want ek het nou al die tee en die goeders gaan Jy die indien. tee, jy sit die tee in, jy plant die regte plante, jy begrawe jou skille Yes. en die natuur gaan die res doen. Dis so maklik soos dit eintlik. So volgende week kyk ons wat ons gaan plant, wat ons nie moet plant nie, waar ons dit moet plant en hoe ons dit moet plant. Sy julle. Hierdie is Tuin tot Tafel met Tash aan jou gebring deur Wild Emporium. Volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hier op Bok Radio. Totsiens julle.